Here, Romeine sê die hele skepping wag met verwagting vir u terugkoms, wanneer u weer alles gaan nuut maak. Here, nou is ons in 'n stikkende wêreld, met liggame wat gebroken is. Maar Here, ons vertrou op u. Ons hoop is in u. Ons verwagting is op u, Here. U Heilige Gees wat kom en ons nuut maak en ons heilig maak en in die proses ons gesond maak, Here. Here, ons glo en ons vertrou op u, ons Skepper. Here, u wat ons gemaak het, wie weet beter hoe om gesond te maak, Here. Here, ons sê dankie vir dokters wat slim is en goed kan raak sien en wie se hande die werk kan doen, Here, maar ons weet, dit is deur u wat dit gaan gebeur, Here. Ons weet, dit is net deur u hand wat op ons liggame kom, wat ons gesond word. Here, kom raak ons aan. Here, ons vertrou op u, ons wag op u. Here, mag ons geloof ons dra. Here, u woord sê, geloof soos 'n mosterdsaad. Here, vanoggend kom ons en ons smeek u, Here. Asseblief, Here, vir Tanya wat 90 dae in die hospitaal is, Here. Here, mag u wil geskied. Mag die Heilige Gees in haar liggaam wees, Here, en haar gesond maak. Here, ons bring vir Nadia, Here. Here, net u kan. Net u kan. Ons hoop, ons bid, ons vra, Here, maar dis net u genade en die Heilige Gees wat gesond maak. Here, ek bid vir elkeen wat vanoggend in die gemeente sit, Here. Here, mag u deur u Gees ons aanraak, Here. Mag ons hier uitstap, mag ons voel, Here, hoe u ons vanoggend aangeraak het. Here, en mag die van ons wat nie siek is nie, mag ons support, mag ons aanhou bid, mag ons moed inpraat. Here, tot ons wag op daardie dag wat u sal terugkom en u alles sal nuut maak en heel maak. Amen. Amen. Dankie Johan. Baie dankie. Ons spandeer 'n tydjie in gebed vanmôre. Julle weet ons lees na Handelinge 16 dat toe Paulus en Silas in die tronk was, staan daar in vers 25 van Handelinge 16, en middernag het hulle gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En ons kan baie keer 40 minute, 45 minute in 'n kerk sing, maar ons spandeer 'n minuut in gebed. Jy het 'n linker en jy het 'n regter nodig om die duiwel uit te slaan. Amen. Gebed en lof, gebed en lof. En ons bid vanmôre, ons bid dat God se hand oor ons lewe sal wees. Die Here is die hoorder van gebed. En ons spandeer so 'n bietjie tyd in gebed vanmôre. Mag God die waters van die sluise en van die hemel oor julle oopmaak. Mag julle God se heil sien. Mag julle God se voorspoed ervaar. Mag julle God se woord in julle lewe altyd ja en waar en amen maak. Die woord van die Here sê, die regverdige sal uit die geloof lewe. Wees regverdig. Julle dalk mense wat onder julle werk, vir wie julle werk gee, werknemers en werkgewers. Julle is werkgewers. Kyk mooi na julle werknemers, want dan is jy regverdig voor die Here. Here, seën hierdie klomp mense se besighede. Seën dat dit goed sal gaan. En dat hulle die hand van die Here in hulle besigheid sal sien. In Jesus naam. Dis 'n wonderlike oggend. Ons is saam as kinders van die Here. Dankie dat julle hier so is. Dankie dat julle moeite doen. Jy weet, jou teenwoordigheid maak al die verskil. Daai plek waar jy sit kon leeg gewees het vanmôre. Maar die feit dat jy daar sit is 'n aanmoediging vir ons almal wat sê dat hier's 'n persoon wat die Here eer in sy lewe. Hier is 'n persoon wat die Here nodig het vanmôre. Hier is 'n persoon wat vanmôre sê, Here, ek het U nodig. En jy versterk ons net jou teenwoordigheid vanmôre en baie dankie.
Baie dankie dat jy is môre. Jy sal nooit weet wat jou teenwoordigheid beteken nie. Jou teenwoordigheid het 'n kragtige invloed op die mense om jou. Julle weet dit is soos enige chemiese reaksie. Baie keer het jy 'n klein middeltjie nodig in 'n chemiese reaksie om 'n geweldige transformasie te bewerk. En jou teenwoordigheid is baie keer net die klein chemiese bestanddeel wat die Heilige Gees nodig het om 'n plek waar jy is totaal te verander. En dankie Jesus. Kan ons mekaar hande klap gee môre sê welkom my broer, welkom my suster. Lekker om saam met jou die Here te dien. Ons is op pad huis toe, maar ons is nog nie daar nie. Nou vat ons nog baie siele saam en ons soos pastoor Reinhard Bonke gesê het, we're plundering hell and be populating heaven, né? En ons maak die hemel vol mense. Ons vat hulle saam. Halleluja. Maar ons bid vir ons omgewing, né? Is dit nie waar nie? Kom ons sluit ons so. Here, ons wil bid dat die koninkryk in hierdie deel van die Wesrand sal kom. Ons besef, dis veranderende tye, Here, demografie verander, situasies verander, Here. Dit is baie keer vir ons wat uit 'n ou Suid-Afrika kom, amper moeilik, Here, om alles te verstaan en in ons harte klein te kry. Maar ons weet, Here, U het 'n plan. Here, ons bid dat U koninkryk kom en dat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde, Here. Mag die kerke oorloop van mense, Here, oorloop van mense. Mag daar verkeersknope wees in die oggend op pad kerk toe, so baie mense kerk toe kom. Ons bid vir herlewing, Here. Ons bid dat ons eie plek hier in die Wesrand sal verstaan en wat die groter plan vir ons is as 'n gemeente, Here, dat ons groot sal dink en sal besef, maar Simfonie gemeente het 'n magtige roeping wat hy op ons sit, en mag ons, Here, onder die salwende hand van die Here beweeg, tree vir tree, onder U leiding, sagte harte, Here, sagte harte vir die Heilige Gees, maar met dapper harte, om te doen wat die Here van ons vra. Ons is lief vir U, ons aanbid U, en ons loof U, en kan die kinders van die Here sê amen in hierdie kerk vanmôre. Halleluja. Ek wil vanmôre praat oor kyk mooi na jou hart. Kyk mooi na jou hart. Ek weet ek het eendag dokter toe gegaan en hy het my hart getoets en na die tyd kom hy uitgehardloop. Hy sê jy moet magnesium drink. Ek sê hoekom? Hy sê nie jou hart maak so snaaks, hy fibrilleer of mis 'n slag of 'n ding. Hy sê jy moet magnesium drink. Kyk van daai dag af wat ek 'n regimen. Julle, dis magnesium wat ek drink, né? En want ek kyk na my hart, jy weet, ek moet dan saam met my vrou hier na 100 toe gaan, so ek drink magnesium, en ek hoop dit help, maar daar's iets daarin wat hy gesê het, blykbaar die ding gaan help, en ek moet kyk na my fisiese hart, maar ek wil jou vra, hoe lyk jou geestelike hart vanmôre? Versorg jy jou geestelike hart mooi? Niemand gaan dit doen nie, hoor, niemand gaan dit doen nie, niemand gaan jou geestelike hart versorg as jy self nie. As ek nie maar jou magnesiumpilletjie vat nie, niemand gaan dit vir my aanbied nie, ek moet dit vat. Ek moet luister wat die dokter, wat die geneesheer vir my sê. Hoe lyk jou hart vanmôre? Hoe gaan dit met jou geestelike hart vanmôre? Kom ons lees in Matteus 13 vers 3, toe Jesus hierdie gelykenis vertel het. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê. 'n Saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad. Party vertalings, soos die Message vertaling sê op die pad. En die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval waar daar nie baie grond was nie, en dit het dadelik opgekom. Maar omdat daar geen diepte was nie, toe die son opkom, is dit verskroei. En omdat dit geen wortel gehad het nie, dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewer. Die een 100, ander 60 en ander 30voudig. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Dan in vers 18, 'n bietjie verder verduidelik Jesus dit. Hy sê, luister julle dan na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en dit nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is, en by wie op rotsagtige plekke gesaai is. Dit is hy wat die woord hoor en dadelik met blydskap op aanneem, maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorge van hierdie wêreld en die verleiding en rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, en dan ook vrug dra en oplewe, die een 100, die ander 60 en die ander 30voudig. Nou hierdie storie gaan nie
oor die kwaliteit van die saad wat gesaai word. Die saad is perfek. Die saad is wonderlik. En die saad is die woord van God en is die inspraak van die Heilige Gees in ons harte. Dit is perfekte saad. Dit is die woord van die koninkryk. Dit is die woord van God. Dit is God se inspraak in ons lewe deur sy woord en sy Gees. Dit is die invluisteringe van die Heilige Gees. Dit is die werking van God in ons siele. Daar's niks fout met die saad nie. Die saad in hierdie gelykenis en hierdie verhaal is nie wat veranderlik is nie. Dis konstant. Dit is perfekte saad. Dis saad met ongelooflike moontlikhede. Dis saad wat jou hele lewe op 'n nuwe pad kan sit. Dis saad wat jou hele lewe kan verander. Dis saad wat jou op 'n nuwe pad kan sit. Dis saad wat jou kan oplig en jou kan verhef. Maar die storie gaan ook nie oor die saaier nie. Want die saaier in hierdie storie is God self, is dit nie? En hy saai, hy's goed, hy's perfek. Ons het môre gesing, hy's goed. En ons sien hy's nie synig nie. Hy saai koestig, ruim, oordadig, oorvloedig. Hy saai net. Hy gee nie een saadkorreltjie en een saadkorreltjie daar nie. Nee, hy gee ons sy woord. Hy praat met ons deur sy Gees. Hy lei ons deur sy Gees en hy doen inspraak in ons harte. En dis oorvloedig dit wat die Here vir ons gee. En as ons daarop reageer, kan daar 'n oes in ons lewe wees in elke terrein van ons lewe, 30, 60 of 100voudig. Daar kan 'n oes in jou huwelik wees, daar kan 'n oes in jou finansies wees, daar kan 'n oes in jou persoonlike lewe wees. En dis wat die Here wil hê, dat ons lewens tot eer van God groot vrug moet dra, 'n heilige vrug moet dra, 'n toegewyde vrug moet dra. Maar die storie gaan eintlik nie oor die saaier of die saad nie. Dis ook belangrik, maar die fokus van hierdie storie gaan oor die grond, die kwaliteit van die grond, want die grond is wisselend, die grond bly nie altyd dieselfde nie, en die grond verskil in kwaliteit, en dit is 'n beeld van ons hart, van ons siel, en van ons innerlike mens, van ons geestelike toestand, en dat ons baie goed na ons hartstoestand, na ons hartsgrond moet kyk. Net soos jy na jou fisiese hart kyk, moet jy baie mooi kyk na jou geestelike, jou sielshart binnekant in jou. Want as hierdie grond sleg is, as hierdie grond nie versorg is nie, dan sal daar geen vrug wees nie. En kan jy nie in God se doel vir jou lewe nie, en gaan jy dit wat God in jou lewe wil doen, gaan jy mis. Want dis die oes wat gelewer moet word, is dat ek en jy in die plan van God vir ons lewe sal instap. Dis die oes. Dit is wat God gaan verheerlik. Maar as my hart verkeerd is, as my hartsgrond verkeerd is, dan gaan ek die goeie plan, hierdie goeie oes wat God vir my wil gee in my lewe, die oes wat ander mense gaan verryk, die oes wat die kerk gaan verryk, die oes wat my gesin gaan verander, gaan ek daai oes, gaan ek daai vrug in my lewe mis. Dit alles begin by die toestand van my hart. So die eerste tipe grond wat ons kry is verharde grond, 'n verharde hart. Dit is die saad wat langs die pad of op die pad gesaai is. Hierdie saad het nie halwe kans om te groei hierson nie. As harte hard geword het, dan kan hy saad nie daarin gaan nie, dit kan nie ontkiem nie, dit kan nie 'n vrug voortbring nie. Nou hoe word my en jou hartsgrond hard? Ek dink ons kan baie redes gee, né? Maar een rede is seker, ons kan seer kry in die lewe. Jy weet, die wiele van die lewe loop maar baie keer oor 'n ou. Is nie so, dit is so. Ons almal het al onder die wiel van die lewe gekom. Dis 'n feit. Ons almal het al onder die wiele van die lewe gekom. Seer kry kom oor jou pad, of teleurstelling. Mense stel jou teleur, omstandighede werk teen jou, drome wat nie waar word nie. Ek dink baie keer ook emosionele goeters maak 'n mens hard. Ongevoelige woorde en optrede van mense, sleutelfigure in jou lewe maak jou seer, optredes van ander, en dit maak dat jy op 'n manier hier binnekant hard word. En jy word al meer ongevoelig, want die wiele van die lewe ry, die verkeer van die lewe gaan oor jou, en as jy nie waak nie, dan word jou hart hard. En wat is die gevolge dan daarvan as jou hart so hard geword het? Jy word self 'n harde mens, is dit nie so nie? Jy praat hard. Jy maak seer sonder om sleg daaroor te voel. Jy word bitter, jy word sinies, jy word agterdogtig, wantrouig. Jy het 'n harde hart, jy raak onttrekkend, jy raak vingerwysend. Jy word hierdie oorkritiese, onvergewensgesinde mens wat hard is, maar wat seer maak. Direk of indirek maak jy seer want jy's hard.
Kain was die eerste mens met 'n harde hart, wat sy broer Abel doodgemaak het. Die eerste mens in die geskiedenis, wat sy broer doodgemaak het. Want sy hart het hard geword. Ons sien Josef, wat in die put gegooi word deur sy broers, en hulle was hard teen hom gewees. Hulle het niks om gevoel nie. Gooi hom in die put, verkoop hom. Hulle gaan vertel jokstories vir hulle pa. Hulle vertel blaatante leuns. Hulle sê 'n wilde dier het hom opgevreet en hier is sy bebloede klere. Julle, 'n harde hart sal jou goed laat sê en doen wat jy nie kan dink jy kan doen nie. 'n Harde hart vat jou na plekke toe wat jy nie wil wees nie. Dit maak dat daar geen oes van goedheid in jou lewe is nie. Dit vat jou na plekke waar jy nie wil wees nie. 'n Verharde hart in 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou is 'n slegte ding. Wanneer daar nie meer sagtheid is nie, wanneer mense nie meer 'n aanvoeling en 'n sagtheid vir mekaar het nie, wanneer hart tot hart nie meer ontmoet nie, wanneer 'n man en 'n vrou nie meer geesgenote is nie, wanneer daar 'n koudheid en 'n kilheid en 'n hardheid in 'n huis inkom. Dit is 'n verskriklike plek. Ek dink net die hel is erger as wanneer so iets in 'n huis inkom. Wanneer 'n kind groot word met afkraking, harde woorde, en dit vergiftig daai kind lewenslank. Wanneer harde woorde val, harde woorde, ongenaakbare harde woorde val, want jou hart het hard geword, en die oes is nie goed nie. Niks van die goedheid van God ontkiem in jou lewe nie. Dit is wanneer familie oor klein goedjies. Ek praat nou net met 'n eksekuteur van 'n boedel, of 'n persoon wat baie keer optree as eksekuteur vir boedels. Hy sê dat dogters baie keer nie met mekaar praat nie oor 'n teelepeltjie, een of ander teelepeltjie wat in die familie 'n erfstuk is. Dat hulle so kwaad vir mekaar as dit die een dit gekry het, die ander dit nie gekry nie. Dan word hulle hart vir mekaar oor 'n simpel teelepeltjie. Dit is wanneer jy sê ek kom nie meer kerk toe nie, ek kry mense. Pastoor Christen het my seer gemaak. Nou is hulle hard, koud, verwytend, want alle Christene is sleg. Julle weet, 'n verharde hart, 'n verharde siel, is 'n verskriklike swaar ding om te dra in jou binnekant. Geen mens moet met daai ding leef nie, dis soos 'n rots wat jy binnekant in jou dra. Ons harte, of die hardheid van ons harte, wys veral as die Heilige Gees na ons deurkom klop en ons hoor hom nie meer nie. Wanneer ons nie meer 'n aanvoeling het vir die Heilige Gees se sagte fluisteringe binne in ons nie. Wanneer ons nie meer 'n aanvoeling het vir wat God seer maak en wat hom nie seer maak nie. Wanneer ons geen aanvoeling het vir God nie, ons het geen aanvoeling vir ons hemelse Vader in ons lewe nie, en ons harte is hard, en ons dink ons kan sê en doen net wat ons wil, en ons dink dit het nie 'n effek op hom nie. Ons harte word harte. Wanneer ons die woord lees, ons lees dit, maar ons laat nie toe dat dit ons verander nie. Want ons kan die woord lees, maar as my hart is, en dit gaan nie in my in nie, en dit ontkiem nie, dan het ek 'n harde hart. Ek moenie net die woord oppervlakkig lees hier nie, dit moet in my ingaan, dit moet my gedrag, dit moet my spraak, dit moet my sieninge verander, dit moet diep in my ingaan, dit kan nie op die oppervlak, op my harde hart se oppervlak lê nie. Die werking van God moet diep in my ingaan, diep in my ingaan, dat hierdie saad wat nuwe moontlikhede bied, wat nuwe oplossings bied, wat die nuwe werk van God in my lewe laat gebeur. Ek moet daai saad in my lewe toelaat. Hoe gaan dit met jou hart vandag? Het jou hart dalk langs die lewenspad hard geword? Die wiele van die lewe het oor jou gery. Luister, hierdie ding wat baie mense sê, pastoor, jy sal nie verstaan nie. Jy sal nie my seer verstaan nie. Luister, ons almal het die wiele van die lewe beleef. Is dit nie waar nie? Ons almal het al trane gehuil. Ons almal was al op plekke wat ons gevoel het, maar hoekom het die Here die gebed hier nie gehoor nie? Ons almal was al daar gewees. Ons almal was al op plekke gewees, dat ons so seer gehad het, dat dit vir ons gevoel het, ons kan nie aangaan nie. Jy's nie die enigste een wat seer het nie. Ons almal het al seer gekry in die lewe. Maar ons kan nie toelaat dat dit ons hart maak nie. Maar dan gaan ek die goeie saad se ontkieming in my lewe mis. Ek gaan mis die nuwe wat God in my lewe wil doen, die oorvloedige oes wat God in my lewe wil gee. Want sien, die toestand van my hart,
teenoor God spoel oor na hoe my hart teenoor my medemens is, veral die mense in my binnekring. Harde harte maak ongevoelige opmerkings, is trots, onvergewensgesind, onversoenlik, wreed, is nie bereid om jammer te sê nie, is nie bereid om die minste te wees nie, is nie bereid om aanpassings te maak nie. Harde harte, die ergste is, ervaar nie die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. Jy staan in 'n diens en almal huil en die trane loop, maar jy staan daar want jou hart is koud en hard. Ervaar nie die roering van die Heilige Gees nie. Harde harte aanvaar nie wat die woord sê en sê. Dat jy moet vergewe. Jy moet lief wees. Jy moet goed wees nie. Liewe kind van die Here, om 'n harde hart te hê is een van die verskriklikste plekke waar 'n mens kan kom. Dit is 'n verskriklike plek. Wanneer jy nie meer 'n aanvoeling het vir God en vir jou naaste nie. Wanneer jy nie 'n aanvoeling het vir jou kind en vir jou man en jou vrou nie. Wanneer jy nie 'n aanvoeling het, wanneer jy nie meer sien die konsekwensies van wat ek doen nie. En die rimpel-effek van pyn wat ek baie keer veroorsaak nie. Die saad van die woord, die Bybel, bring 'n ongelooflike oes in jou lewe na vore. Geestelik, emosioneel, tydelik, elke gebied van jou lewe. As jy doen wat hierdie woord sê, en dit gaan in jou gees in. Maar jy kan 'n ryke oes in jou lewe ervaar van hoop en geloof en vryheid en oorwinning in die mooiste atmosfeer in jou huis. As ek buig voor die woord, wanneer die Heilige Gees vir jou gaan sê jammer. Gaan sê, jy is jammer. Jy sê, ek sal nie. Ek sal nie. En die Heilige Gees stop en sê, gaan sê, jy is jammer. Gaan sê, jy is jammer. Gaan sê, ek is jammer, waar kan ek beter doen? Wat kan ek verander? En jy vra God om jou te help, daar's 'n oes. Maar daar's geen oes vir harde hart nie. Niks. Net koudheid en leegheid is wat jou oes is. Maar wanneer jy sag word voor God en sy Gees, kom daar 'n oes in jou lewe. Daarom sê Jakobus 1 vers 21, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Wanneer jy die woord lees, moet jy sê, Here, met sagmoedigheid, kom lees ek die woord vandag, met ootmoed, sê die een vertaling, met nederigheid, met sagtheid, met 'n gewilligheid om te verander voor die aangesig. Dan begin die oes deurbreek in jou lewe, in jou huwelik, in jou kinders, in jou finansies, op elke gebied van jou lewe, begin daar 'n oes deurbreek. Glo jy daar's 'n oes? Daar's 'n oes vir ons. 'n Oes om ander mense te wen vir Jesus. 'n Oes. 'n Oes. Ek het al gesien in hierdie gemeente, as ons kerkraadvergaderings hou en die Heilige Gees begin beweeg in die kerkraad. En die Here gee ons die opdrag om te gee. Te gee. Dit is baie keer buite ons budget. Ons gee nie maklik geld uit nie, want ons wil mooi werk met die mense se geld wat hulle vir Jesus gee. En sê, kom ons moet vir 'n ander kerk gee, of ons moet vir 'n ander instansie gee. Die oes wat na daai oomblikke kom, is onberekenbaar groot. En ek wil vir die leiers by hierdie kerk vandag sê, ek wil julle pleit vandag. Ek hoef nie te pleit nie, want dis nie, ek hoef nie. Maar ek wil julle aanmoedig om te bly soos julle is. Bly soos julle is, leiers van hierdie gemeente. En wees gee leiers. Gee totdat ons seer maak. Maar ons gee nie net vir onsself nie. Ons bou die koninkryk van die Here. Kan ons amen sê? Amen. Daar kom 'n sagtheid. O, is wonderlik. Dawid het eendag sy hart verhard. Onthou julle na sy sonde, toe hy oorspel gepleeg het? En hy verhard sy hart. En hierdie vroutjie se man Uria het op die voorlinies gesit en al die soldate het onttrek, want Dawid het hom na sy dood toe gestuur en Dawid pleeg moord. Indirek. Oorspel, moord. En hy verhard sy hart teen God.
En die Here stuur 'n profeet Nathan na hom toe en sê, Dawid, jy is die man. Jy is die man. En Dawid val in berou en ootmoed voor God. Hy sê, ek jammer, Here. Hy sê, ek jammer. Ek weet nie wat ek aangevang het nie. Here, ek moes mal gewees het. Ek jammer, ek weet nie wat in my kop aangegaan het nie. En dan skryf hy Psalm 51. Dan sê die offer wat u wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Sagtheid. En God hoor hierdie man. In vers 10 beskryf Dawid sy ervaring. Hy sê, laat my weer die blydskap en vreugde belewe. Want dis al wanneer die vreugde en die blydskap, daai oes van vreugde en blydskap terugkom in jou lewe. As jy sag is en jy sê, Here, wees my sondaar genadig, soos die tollenaar gesê het. Die Fariseer het gesê, Here, dankie dat ek nie soos hierdie man is nie. Kyk net hoe is hy, Here. Maar die tollenaar het gesê, wees my sondaar genadig. Mag jy vanmôre met 'n sagte hart voor die Here kom en mag jy hierdie oes beleef. Die tweede belangrike ding wat ek graag wil uitlig van hierdie grond is, die een is 'n harde hart, die ander hart is oppervlakkige grond. Daar staan die saad het geval en dit het by rotsagtige plekke geval. Daar was nie baie sand nie. Dit het vinnig verdroog. En dit gaan oor oppervlakkigheid in my hart. So die eerste vraag wat ek myself moet afvra, Here, het ek 'n harde hart? Dis 'n goeie vraag om te vra as jy bid. Here, hoe beleef my mense my? My vrou, my kind, hoe beleef my man my? Het ek 'n harde hart? En dan bid jy en sê, Here, verander my harde hart. Laat die Gees oor my begin beweeg. Dat ek mense weer met sagte oë aansien, want 'n harde hart sien altyd die swart kolletjie op die papier, maar nooit die wit papier nie. Sien altyd iemand se klein foute raak, maar sien nie die goeie mense raak nie. Ons major altyd op die minors en ons minors op die majors, wanneer my hart is. Maar die ander hart is oppervlakkige grond, waar die plantjie vinnig verdroog. En ek en jy moet bid dat ons diep Christene sal wees. Onthou jy altyd, ons het altyd gespot met ouens op skool of waar jy ook al geleer het vir jou ambag of universiteit of wat ook al. En ou moet net so 'n bietjie filosofies wees, dan sê ons dis 'n diep seun. Onthou julle, dis 'n diep seun. Maar en dit is al spottenderwys gesê. Maar ek en jy moet mense wees waar die saad van die woord wortel skiet. Waar dit anker in ons lewe. Ons kan nie oppervlakkig wees nie. Anderster gaan ons nie volhard nie. Ons moet volhard tot die einde. Daarom sê Matteus 24 vir ons so mooi, hier van vers 12 af. Wie tot die einde volhard, sal gered word. Wie tot die einde volhard. En hierdie oppervlakkige grond maak daar nie 'n wortelsisteem is nie. En dan word ek vinnig van koers afgegooi. Ek word vinnig rond en weer geslinger, want ek is nie geanker nie. Maar waar my wortelsisteem vas is, waar die wortelsisteem van die woord in my hart vas is, daar word ek nie rondgewaai links en regs nie. 'n Oppervlakkige lewe dalk gaan daaroor dat my verhouding met Jesus, ek wil hom gehoorsaam, maar net tot op sekere plekke. Ek is bereid om tot op 'n sekere plek saam met Jesus te beweeg, maar ek is nie bereid om hom ten volle te volg nie. Dit gaan om naby die Here te leef, maar nie te naby nie. Dit gaan om lief te hê, maar nie te lief te hê nie. Om hom nie diep lief te hê nie. Daarom sê die Bybel vir ons in Efesiërs 3 vers 18, mag ons begryp saam met al die gelowiges, hoe wyd, hoe ver, hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus is. Mag ons hierdie diepte van Jesus se liefde verstaan in ons harte. Julle oppervlakkige Christen wees is 'n slegte ding. Dis 'n plek waar ek maklik kompromieë maak en maklik 'n klomp goed in my lewe toelaat. Dis 'n oppervlakkige plek. En dis 'n plek waar ek maklik Jesus verraai. Onthou julle in Matteus 26 vers 58 Petrus wat op 'n afstand agter Jesus aangeloop het? Dit was maklik vir hom om op 'n afstand Jesus te verraai as wanneer hy by hom was. Maklik. 'n Oppervlakkige hart gebeur baie maklik. Dis wanneer ek nie meer diepte ontmoetings met God het nie. Wanneer ek nie die deur toemaak en met God praat in diepte nie. Wanneer alles net so vinnig gaan.
is net so vinnig oppervlakkig raak. Wanneer ek nie diep in die woord indelf nie, wanneer ek nie sit en lees diep nie net oppervlakkig nie, ek wil lees, ek wil verstaan wat daar is, ek wil diep met die Bybel omgaan, ek wil die Here diep beleef, ek wil diep ontmoetings met die Heilige Gees hê, ek wil nie oppervlakkig wees nie, ek wil God verstaan. Daarom sê Psalm 92 vers 6, hoe groot is die werke, o Here, baie diep u gedagtes. Ek wil nie net die Here oppervlakkig daarbo, ek wil ingaan in die Here se diep gedagtes in. Ek wil weet hoe hy voel oor goed. Ons is vandag by die nagmaaltafel en Paulus, hy praat ernstig met hierdie mense. Hy sê vir hulle in 1 Korintiërs 11 vers 27, elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Wat hy vir hulle sê, as jy by die tafel van die Here kom, niks oppervlakkigheid nie. Dit is 'n diep saak. Jy moet verstaan wat hier gebeur het. Jesus het aan die kruis vir ons gesterf en beleef die diepte van God se liefde, beleef die diepte van sy omgee vir jou. So die eerste hartsgrond is hart daar, die tweede een is oppervlakkig. Die derde een is hierdie verstikkende, versmoorde hart. Daar staan, dis tussen die dorings nie dussels gesaai. En hier ou, hy het verdeelde belange, die sorge van die lewe en al die verleiding wat in die wêreld is, kry 'n plek in hierdie persoon se hart wat dit nie moet hê nie. Natuurlik wil God ons seën. Die Here wil jou 'n ryke oes finansiëel ook gee, maar die Here wil hê jy moet dit reg prioritiseer. Dit moenie Jesus uit jou hart uit verdring nie. Dit moenie die woord van God in jou versmoor nie. En baie keer is ons harte, ons koppe is so vol. Julle in die moderne tyd verorber ons in 'n week meer inligting as wat mense 50 jaar, partykeer in 'n jaar verorber het. Is dit nie waar nie? Ons breine skakel nooit af nie. Ons breine skakel nie af nie. Dis altyd, ons is besig. En dis wonderlike inligting wat hier op is. Ek dank die Here daarvoor. Dit verryk ons moet dit bestuur. Ons moet daaroor dink. Maar die eerste ding wat ons nou gaan doen is ons wakker word. Putin en dit is Gorbachev, leef hy nog? Okay, maar wie ook al. Ons is daarin. Julle weet, en ons kop begin besig. Die laaste ding voor ons gaan slaap. Kyk hierdie fotootjies, al hier alweer by die see. Wanneer gaan ons 'n bietjie see toe, liefie, jy weet. Maar ons skakel net nie af nie. Ons is soep, ons hardloop. Ons is so vol. Luister, ons moet hard werk. Ons moet besig wees. En dan kom ook crunch tye in die lewe. Wat ons net sekere projekte het wat jy weet, hierdie volgende 2 maande of 6 maande is crunch tyd. Ons moet dit deur, maar dis nie die patroon van jou hele lewe nie. Want as ek my kop en my hart en my lewe te vol goeters is, self kerkgoeters, verdring dit versmoor die werk, die woord van God in my lewe. Dit versmoor dit stukkie vir stukkie. En stukkie vir stukkie word die suurstof van God uit jou siel uitgesuig. En is daar later net koolsuurgas in jou binnekant. En ek en jy moet baie versigtig wees dat dit waarmee ons besig is, nie die werk van God in ons doodmaak nie. En ons moet mooi prioritiseer en sê, ek gaan die Here vra om my lewe te herorden. Ek gaan net 'n bietjie dink oor my lewe, want hierdie saad, dis die laaste grond, is goeie grond. Goeie grond. Daar het die saad spasie nodig om te groei. So dan moet sagtheid in die grond wees, dan moet diepte wees en dan moet spasie wees. Anders kan die woord van God in my lewe, die plan van God in my lewe nie na vore breek nie. En ek weet nie van jou nie, maar die stuk van my lewe wat nog oor is op hierdie aarde, wil ek die oes hê wat God vir my het. In my verhouding met hom, in my huwelik, as pa, as oupa, as jou broer en jou suster, nie suster nie, broer, as jou broer, as mens wil ek die oes hê wat God vir my wil gee. Maar as my hart hard is, as my hart oppervlakkig is, en as my hart vol dorings en besig is, gaan ek nie goeie grond wees nie. En God wil my goeie grond hê. Want die saaier saai sy woord, en die Heilige Gees praat met jou, en as ek net bereid is om te sê, ja Here, ek is sag, laat die woord diep in my ingaan,
En Here, ek gee spasie, ek maak spasie. Ek wil oomblikke Jesus, Markus 1:35, gaan alleen te gaan bid. Hy maak spasie vir sy Vader se stem in sy lewe. Dis die plekke waar daar 'n oes geestelik in jou lewe deurbreek. En luister kind van God, alle oorvloed begin by geestelike oorvloed. Dis nie omgekeerd nie. Alle oorvloed begin by geestelike oorvloed. So ek en jy moet geestelik oorvloedige mense wees. 'n Oes, 'n ryke vrug. Daarom het Jesus gesterf. Hy het gekom om my te red en my te verlos. Hierdie kruis en kroon en die hamer is sprekend van die prys wat hy betaal het, sodat daar 'n oes kan wees in my lewe. Dat die boodskap van Christus oorvloedig en ryklik in my hart kan woon en dat ek 'n mens kan wees wat tot eer van die Here kan leef en bestaan.